Goeiemôre. Dankie dat jy weer luister. Ek hoor so baie wat sê hulle luister elke dag hierna. Nou wil ek sê dankie. Jy's 'n blessing vir my om te kan luister. Nou ek het vir die Here gevra, waaroor moet ons die week praat? En die Here het gesê, wees anderste as die wêreld. Moenie aan die wêreld gelykvormig word nie. Nou, hoe kry ons dit reg? En weet jy, die Here het eintlik 'n baie maklike manier. Nou kom ek lees vir die skrif, Efesiërs 6 vers 17. Dan sê hy, sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dis die woord van God. So dis die manier hoe God wil hê, jy moet anders te wees as die wêreld. Hoe gebeur dit? God wil hê dat jou denke moet anders te wees as die wêreld. Hoe kry jy dit reg? Jy kry dit reg om 'n helm van verlossing op te sit. Nou as Paulus hiervan praat, het hy nie al die helms gehad en helmets gehad wat ons vandag het nie. Hy het na 'n Romeinse offisier gekyk en gesien die helm wat hulle op het. Maar eenvoudig is om 'n hoed te dra. Nou ek het 'n golfhoed hier wat geteken is deur Gary Player. As ek golf speel, dan sit ek die hoed op. Hoekom sit ek die hoed op? Om my te beskerm van die son. Want die son het 'n invloed hier op my kop. Dit maak my brein warm. En jou brein kan nie te warm word nie. Jou hele liggaamsstelsel is so om jou brein koel te hou. Hier sit ek my hoed op, my plaashoed, my jaghoed sit ek op my kop om my te beskerm. Jy dra 'n helmet as jy motorfiets ry, of ek sit 'n harde hoed op as ek daar na 'n fabriek toe gaan. Hoekom? Om my brein te beskerm. Net so in die gees moet ek iets opsit om my te beskerm van al die invloed wat hier van buite afkom. Nou onthou vroeër die week het gesê, jou 5 sintuie het 'n invloed. So met ander woorde, dit wat jy sien, dit wat jy hoor, seker die grootste invloed op jou gedagtes. So God wil hê jy moet anders te wees. Hoe moet jy anders te wees? Jy moet toelaat dat God jou gedagtes verander. En hoe kry jy dit reg? Is om 'n helm van verlossing op te sit, 'n helmet, 'n hoed te dra om jou gedagtes te beskerm. Nou sê jy dalk my vra, okay Johan, maar wat is nou hierdie hoed wat jy moet opsit? En kyk wat sê hy. Hy sê, sit die verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dis die woord van God. In ander woorde, ek het 'n swaard maar aan die woord van God, maar jy sit verlossing as helm op. Wat is daai verlossing? Daai verlossing is Jesus Christus, is om die heeltyd Jesus op my gedagtes te hê, die heeltyd aan Jesus te dink. Is dit nie wat die woord sê nie? Hy sê, bedink die dinge wat daarbo is, dat ek my gedagtes op God sit, my gedagtes op Jesus sit. Nie my gedagtes, ag ek is 'n sondaar, ek is sleg, ek maak my fout. Nee, my gedagtes te sit en sê, Jesus het my verlos, Jesus het my vrygemaak, Jesus se verlossing is oor my, en dit wat Jesus, eenvoudige ding, die hele tyd te vra, wat sou Jesus doen? Want onthou, die week sê die Here, ons moet soos God wees. So ek moet die hele tyd my vra, maar wat wil Jesus sê? Hoe wil Jesus sê, moet ek praat? Hoe moet Jesus wees? Wat moet ek doen? Wat moet ek sê? Dit wat Christus moet doen. Nou kom ek lees vir jou die praktiese manier. 1 Korintiërs 2 vers 12. Hy sê, die gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie. So jy het reeds 'n gees in jou wat anders as die wêreld is. Maar die gees wat van God afkom. Ons weet wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook, nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met die woorde wat die Gees ons leer. So as jy vra, hoe moet ek my gedagtes verander? Moet jy weet, jy het God se Gees in jou, maar geestelike woorde wat jou gedagtes verander. Dink 'n oomblik hier aan. As ek nou kom en ek sê jou sleg, sê ek jou sleg met woorde, dit het 'n invloed op jou gedagtes, 'n invloed op jou reaksie, liggaamlike reaksie, jou emosie, hoe jy voel, wat met jou gebeur, deur die woorde wat jy gehoor het. Sê maar ek vertel vir jou 'n storie wat vrees in jou hart bring, selfde reaksie. Kom eers in my gedagtes, daarna 'n reaksie. Maar as ek geestelike woorde hoor, dan veroorsaak dit geestelike gedagtes. Want dis wat Paulus sê, geestelike woorde, geestelike gedagtes. Daarom sê hy, die helm en die swaard van die Gees.
anderwoorde die woord van die Here. Die oomblik as jy die woord van die Here in jou kry, en jy sit jou gedagtes op die woord van die Here, sit jou gedagtes op dit wat God sê, dan begin jy anders reageer as die wêreld, anders optree as die wêreld, jy lyk anders as die wêreld. Nou dink 'n oombliekie 'n eenvoudige voorbeeld. Kyk hoe lyk ek nou, en kyk hoe lyk ek as ek my hoed opsit, en ek sit my hoed op, dan lyk ek anderste. Nou lyk ek soos 'n ou plaas Japie, nee. Dan lyk ek sommer heeltemal anderste. As ek hierdie golfhoed opsit, dan lyk ek heeltemal anderste. Want hierdie hoed bepaal hoe ek lyk. Wil jy nie 'n bietjie geestelike woorde om jou sit, op jou sit, dat dit 'n invloed in jou lewe kan wees? Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing.